I will rejoice and be glad. Because He's overflowing mercies are brand new every day. Kom ons staan saam. Amen. Yes. The
Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief voor hier. Ek het U lief voor hier. Met alles in my, krag en verstand.
Hierdie was nie alleen ons liefdesverklaring vir God nie, hy het nou bevestig vir my ook, deur Anne. Dis sy liefdesverklaring vir jou. Sy hart sal jou volg oral waar jy gaan. Vir jou wat vandag dalk voel, die Here het my nie lief nie. Hoor sy verklaring vir jou. Ek het jou lief, my kind. Met alles in my. Met al my krag. Met al my mag, sê God vanoggend vir jou, ek het jou lief, my kind. Ek het jou lief. Kan ek vir jou vra, daar waar jy staan, raak net so 'n bietjie stil. Vergeet van alles en almal rondom jou. Dink aan daai eerste keer wat jy vir jou man of jou vrou of jou boyfriend of girlfriend gesê het, ek het jou lief. Party van julle moet dalk ver terugdink. Dalk het jy dit nog nie gehad nie. Ek wil hê, dink aan daai oomblik. En dan staan jy en jy vat hande. En jy sê vir die Here saam, Here, ons het U lief, o Heer. Dink aan die oomblik toe jy eerste keer jou liefdesverklaring vir jou geliefde gegee het. Ek wil vir jou vra, daar waar jy nou staan, vat die Here se hande. In jou geestesoog, kyk hom in die oë en sê vir hom, Here, ek het U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief. Ek het U lief. Halleluja. Here, ons wil net uitsing vir U. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you. I love you. En Here, ons ontvang. Ek spreek dit weer uit, dit wat God gesê het. Hierdie is God se liefdesverklaring vir jou. Ek het jou lief, my kind. Hoor wat ek vir jou sê, my kind. Met alles in my, met al my mag, met al my krag, met al my wysheid, met al my verstand het ek vir jou persoonlik besonders lief. Weet dit vandag. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek het U so lief. Here, ek voel net, ek wil nou bid vir iemand wat nie U liefde ervaar nie. Iemand wat voel, Here, dit gebeur net hier in die kerk, as ek hier uitstap, is daar die gevoel weg. Ek wil vandag net vir daardie persoon bid, en ek wil sê, Here, wie dit ook al is, ek spreek nou U volle liefde uit oor daardie persoon. Dankie, Here, dat hierdie persoon nou in hierdie oomblik ervaar, U het haar of hom werklik, 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 werklik lief, met 'n liefde wat nooit gebreek sal word nie. Onvoorwaardelike liefde is wat U vir ons het. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ek wil amper nie ophou nie, maar ek gaan oorgee vir pastoor vir ons die woord te bedien. Jy kan die sitplekke neem. Amen. Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om so saam te kan sing, om die Here se naam groot te maak. Nou, ek gaan vanoggend aansluit by
my boodskap wat ek verlede week gebring het. Oor die tema dat Jesus is die begin, die einde, die eerste, die laaste, die Alfa, die Omega. Hy is alles. Ons gaan weer lees Openbaring 1 vers 17 en vers 18. Dit is ook ons tema vir hierdie maand. Ek is die eerste en ek is die laaste. En voor ek dit lees, dis 'n baie interessante stelling wat Jesus daar maak. Ek wil vir jou vra, kan jy dink jy kom by 'n atletiekbyeenkoms en iemand het gehardloop in die wedloop en jy vra vir hom, hoeveel het jy gekom? En hy sê vir jou eerste en laaste. Ek meen, dis bietjie onmoontlik, né? Jy kan nie eerste kom en laaste nie. Maar as iemand wat eerste kom en laaste, en sy naam is Jesus. En ons gaan bietjie meer daarna kyk. Toe ek hom sien, onthou net Johannes op die eiland van Patmos. Hy was daar verban as gevolg van die evangelie wat hy gebring het. En toe het hy 'n gesig waar die Here Jesus in sy heerlikheid aan hom verskyn. En hy sê, toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Nou ek wil hê dat iemand daarop let dat Johannes was die een wat op Jesus se bors gelê het by die laaste avondmaal. Hy 3,5 jaar basies saam met Jesus op die aarde gewees. Hy het hom baie goed leer ken in daardie tyd. Hy het hom ook gesien na sy opstanding. Nadat hy opgestaan het uit die dood en met sy verheerlikte liggaam het hy hom gesien. Maar hier sien hy hom in sy heerlikheid. En hy sê dat ek val soos 'n dooie voor hom neer, toe ek hierdie ongelooflike openbaring van hom in sy heerlikheid ervaar, toe val ek voor hom soos 'n dooie neer. Baie mense sê, ek wens so die Here kan nou hier by my kom staan en dan gaan ek al my probleme vir hom vertel. Ek wil jou iets sê, as Jesus nou in sy heerlikheid hier verskyn, dan slaat ons almal neer. Daar is nie 'n manier wat jy sal voor sy heerlikheid kan bly bestaan nie. Ek meen, want dis wat met Johannes gebeur het. Okay, kom ons gaan. Maar het sy regterhand op my gelê. Nou in die Bybel, jou regterhand was 'n baie die dominante hand, wat gepraat het van autoriteit en van troos en van al hierdie tipe van goed. En hy sê, hy het sy regterhand op my gelê. En hy sê vir hom, hou op om bang te wees. Dit sê die 2020 vertaling van die vertaling sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Hou op om bang te wees. Want ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van die doderyk. Nou, toe hy vir hom sê, hou op om bang te wees en sy hand op hom lê, toe is dit die soewereine God wat aan die woord gekom het. Onthou net, Jesus is waarlik God en hy het aan die woord gekom en hy het vir hom sê, man, luister, selfs die dood hou nou geen vrees in nie, want ek was dood en ek lewe en ek is die lewende. En hy gaan aan en hy sê, want ek is die een wat die dood oorwin het en ek lewe vir ewig en altyd. So moenie bang wees nie. Nou is jy vanmôre bang? Baie keer word ons bang. As ons kyk na ons land, as ons kyk wat gebeur, dan wonder ons baie, maar baie mense sê, wat gaan van my kinders word? Julle het dit almal gehoor. Maar die Here sê, hou op om bang te wees. Jy sit dalk vanmôre hier in jou siekte toestand en al daai dinge,
Hy sê vir jou, hou op om bang te wees. Moenie bang wees nie. Want hy lê sy hand op jou. En hy sê, moenie bang wees nie. Jy's dalk in moeilike omstandighede in jou huis, by jou werk, jou finansies, wat ook al, jou besigheid. Hy wil vanmôre vir jou sê, moenie bang wees nie. Ek was dood, maar ek lewe. En ek is jou God. En hy praat met jou as hierdie soewereine God, wat is en wat was en wat weer gaan kom. Die een wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hy is en bly dieselfde Jesus. Hy het nog nooit verander nie. Dieselfde Jesus wat vir Johannes gesê het, hou op om bang te wees, sê vandag vir jou, moenie bang wees nie. Jy kyk dalk na jou omstandighede en dit bring vrees in jou hart. Maar moenie bang wees nie, want luister mooi. Hy sê, ek is. Nou, voordat ek gaan kom en iets sê oor, die eerste wil ek net iets sê oor ek is. Daardie woordjie ek is, onthou julle in Exodus, toe God aan Moses verskyn het by die brandende brambos, en toe sê die Here vir hom, dat jy met my volk uit Egipte land gaan uitlei. En toe sê hy vir die Here, maar as ek daar kom, wie moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur? En wat het die Here vir hom gesê? Ek is wat ek is. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Met ander woorde, God was eintlik nooit nie. Hy is altyd. Dis hoekom Hebreërs ook sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Daai woordjie is beteken, die altyd teenwoordige God. Hy is altyd teenwoordig in jou lewe. En as jy 'n kind van die Here is, dan is hy altyd teenwoordig in jou lewe. Ek is. Nou wat baie interessant is van daai woord, en ek wil nou nie probeer grand wees nie, maar ek wil graag vir julle iets sê. Ek dink ek het dit al gesê, maar die Griekse woorde wat daar gebruik word, is ego, eimi. Nou die woord ego is ek. Eimi is ek is. Met ander woorde, as daar kon net gestaan het eimi, dan het jy dit ook vertaal met ek is. Maar nou staan daar ego, eimi. Wat sê hy? Hy sê eintlik ek is. Ek is. Met ander woorde, daar's amper 'n dubbele beklemtoning, as ek dit so kan stel, van wie en wat hy is. Ek is. Ek is. Nou ons kan ook by 'n later geleentheid praat oor hierdie ek is, want is baie interessant in die Nuwe Testament, op een plek, Johannes 8 vers 59, sê die Here Jesus, voordat Abraham was, ek is. Hierdie moenie bang wees nie, het gebeur met die disippels ook. Toe hy, onthou julle, toe hulle in die boot was, en die boot begin, daar was 'n vreeslike storm op die see van Galilea, en hulle het begin bang raak, en alles, toe kom die Here, en hy kom aangestap op die see. En wat sê hy vir hulle? Moenie bang wees nie, hou op vrees, ek is. Ek is. En hy sê dit vanmôre vir jou, hy is die groot ek is in jou lewe. Nou oké, kom ons gaan nou, ek is die eerste en die laaste, wat baie interessant is, dat in Jesaja 44 vers 6, kom die Here God, in die Ou Testament, en hy sê, so sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here, heerser oor alle magte, ek is die eerste, en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Ek lees nou weer die Ou Testament deur, ek's nou by Samuel. En weet wat verbaas my nou lees ek van onthou julle toe hulle die ark van die Here weggevoer het, daar in 1 Samuel 4:5, en toe gaan sit hulle die ark van die Here in die tempel van Dagon, hulle afgod.
En dan kom hulle die volgende môre en dan lê Dagon op sy gesig. En toe sit hulle hom weer regop, sit die ark dan neer, die volgende môre toe lê Dagon toe sy kop en sy arms afgebreek. En wie wat so interessant, dat ten spyte daarvan erken hulle nie die ware God nie. Hulle bly nog by hulle afgod. En hulle raak so beangs en sê dat hierdie God van Israel, hy wil ons doodmaak. Ons moet hierdie ding hier uitkry. Maar hulle besef nie dat hy is die ware God. Hierdie Dagon beteken niks. Hy is net 'n beeld. Hy kan nie praat nie, hy kan nie hoor nie, hy kan niks doen nie. Hy is definitief nie, ek is nie. Hy is maar net daar. Verstaan julle? Okay. Ek is die eerste en ek is die laaste. Okay, ek wil iets sê oor die eerste. God is in die begin, Elmar het vanmôre aangehaal, in die begin was die woord was by God, die woord was God, en die woord het vlees geword, onder ons kom bly, praat van Jesus, hy was in die begin, die woord van die Here, Genesis 1 vers 1, die eerste maal wat ons lees, wat die Here praat, sê hy, en God het gesê, laat daar lig wees, hy praat van die gees van God, wat oor die waters gesweef het, en nou sê die Bybel vir ons duidelik, in Kolossense 1 vers 16, God het alles deur Jesus Christus geskep. So Jesus was van die begin af, is hy daar. Genesis 1 vers 26 sê die Bybel, laat ons mense maak, na ons beeld en ons gelykenis. Party ouens sê, die Here praat daar met engele, ek glo nie dit nie, ek glo wat daar gebeur, die drie enige God is aan die woord. Laat ons mense, Vader, Seun, Heilige Gees van die begin af. En nou toe lees ek in Psalm 33 en ek wil dit graag vir julle lees wat hy praat van die eerste toe hy alles gemaak het. Hy sê deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemel sy hele leer. Ja, kan jy dit dink? Nou, daar in Openbaring sê die woord van die Here dat hy gaan die valse profeet en die antichrist gaan hy met die asem van sy mond gaan hy voor hom uitverdelg. Die Here se asem is geweldige krag hoor. Hy het dit alles gedoen met die asem van sy mond. Nou gaan hy aan. Hy hou die water van die see soos in 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe staan dit daar. Met ander woorde, hy is die eerste. Voor daar nog 'n skepping was, is God in ewigheid. Is God in ewigheid. Die woord van die Here sê in Efesiërs dat voor die grondlegging van die wêreld was dit al bepaal dat Christus sou kom sterf het. So, hy is altyd daar. Nou dalk as julle vra, maar hoekom sê hy al die bewoners van die aarde met vrees? Daardie vrees beteken iets anders as bang wees. Daardie vrees beteken 'n heilige respek en eerbied. Wat jy altyd vir die Here moet hê. So hy is die eerste. Hy is die eerste van alles. En dan sê hy ook, hy is die laaste. Nou, ek sien amper, daai eerste en laaste, amper asof hy ons amper omring met eerste en laaste. Nou okay, maar hierdie laaste is vir my ongelooflik. Ek gaan nou weer 'n Griekse woord gebruik, maar nie om te probeer, ek probeer nie vir julle, ek wil net graag vir julle iets wys, hoe wonderlik is hierdie gedeelte wat hy sê. Die Griekse woord wat daar gebruik word vir laaste, is nie die onsydige woord wat eschaton is nie. Dis die manlike term eschatos. Nou wat sê dit? Met ander woorde, as Jesus sê ek is die eerste en ek is die laaste, dan kom dit selfs in die taal uit dat dit die laaste gaan nie oor 'n tydperk of oor 'n gebeurtenis nie. Dit gaan oor 'n persoon.
Dit gaan oor Jesus. Hy is die laaste. Mense luister mooi vir my. Mense is baie lief om te praat en sê, ja, ons leef nou in die eindtye. Man, ek gee nie om vir die eindtye nie. As die eindtye einde is, dan is hy nog die laaste. Hoor jy wat ek sê? Hy bly die laaste. Met ander woorde, in jou lewe, die dag as jy jou asem uitblaas, dan is hy nog die laaste. Met ander woorde, jou hele lewe is eintlik, as ek dit so kan stel, in 'n kokon vasgelê, waar hy die eerste is, en hy's die laaste, en jy's iewers tussenin. Want van ewigheid tot ewigheid is hy God. Hy verander nooit nie. As hy sê ek is die Alfa en die Omega, dis die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. Alfa, Omega. Hy kon net sowel as dit in Afrikaans sou sê, ek is die A en die Z. Met ander woorde, hy mense, as jy net kan besef, dat hierdie groote God, in Christus, het na hierdie aarde toe gekom, en hy het hier vir ons kom sterwe. Maar meer as dit, hy het ook die Vader aan ons kom bekend maak. Hy het vir ons kom bekend maak wie en wat God is. En hy wil hê, dat jy sal besef in jou lewe, dat hy's die eerste, en hy is die laaste. Jy weet nie wat, ek wens net, dat hy is die laaste woord, in enige situasie. Hoor jy wat ek sê? Die laaste woord is nie gespreek, voor hy gespreek het nie. Met ander woorde, wat jou dokter ook al sê, en ek is nie teen dokters, jy verstaan my baie mooi. Dokters glo ek doen ook baie goeie werk. Maar ek wil net vir jou sê, die dokter se woord oor jou lewe is nie die laaste woord nie. Jesus is die laaste woord. Jou omstandighede waarin jy jouself bevind, in jou besigheid, in jou huislike omstandighede, in jou, maak nie saak wat nie, en jy sit dalk met 'n brief daar, wat vir jou baie negatief is, en jy kyk daarna, dis nie die laaste woord in jou lewe nie. Hy is die laaste. As hy gesê het, dis verby, dan is dit verby. Maar tot die dag wat hy gesê het, dit is verby, is dit nie verby nie. Want hy is die laaste. Dink nou weer aan 'n atleet. Ek is die eerste, en ek is die laaste. Met ander woorde, as jy nou dink, sê nou maar dit was so. As daai atleet sê, ek was nommer 1 en ek was die laaste, dan was daar tussen hom 'n klomp atlete, wat tussen hierdie twee gestaan het. En dit is presies hoe ons in ons lewe is. Hy is nommer 1, hy is altyd nommer 1 in die wêreld. En die dag as jy jou lewe en jou hart vir hom gee, dan word hy die eerste in jou persoonlike lewe. En dan is hy daar. En hy is daar. En as jy aan die einde kom, is hy nog steeds daar. Met ander woorde, die laaste woord in my lewe en in jou lewe word nie gespreek deur 'n werkgewer of deur omstandighede of deur enige iets nie. Die laaste woord word gespreek deur hom. Dis hoekom Hebreërs dit so mooi uitdruk. Ja, in Hebreërs 12 sê hy, dat ons moet elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en dan gaan hy aan, dan kom hy en sê, dan hou jou oog gefestig op Jesus. Hy is ons leidsman
en die volëinder van ons geloof. Nou as jy dit nou wil weer vat na atletiekbaan toe, ons is dalk, ons spring weg, en hier's hy. Nou hardloop jy, hierdie lewenspad, hardloop jy, en dan kyk jy vorentoe, weet wat's wonderlik van hom, hy is saam met jou terwyl jy hardloop, maar hy is klaar by die wenpaal ook. Hy is klaar daar. En hy sê vir jou, ek het oorwin. Maar ek het nie vir myself oorwin nie, ek het vir jou oorwin. En daarom kan jy ook in jou lewe oorwin. Nie oor jy so wonderlik is nie, maar omdat hy so wonderlik is. Ek dink nou net, wie van julle het ooit daai fliek, is 'n baie ou fliek, Blackbeard's Ghost gesien? Wie van? Onthou julle op? Nou dit het gegaan oor 'n skool, wat verskriklik, die atleet het niks beteken nie. En toe kom hierdie ou, hierdie spook, en as hierdie ouens hardloop, dan skielik kom hierdie spook, dan gryp hy hierdie ouetjie, en dan hardloop hy vir almal weg. En as hy hoog spring, dan kom hierdie ou, en hy lig hom, en hy gooi hom oor die hoogspringlat. Nou, Blackbeard's Ghost. Die Here Jesus, ek stel hom nie gelyk daaraan nie, maar dis hoe dit is. Jy hardloop en jy spring en jy kom agter, maar hoe jy ongeluk kry ek dit reg, dan sê hy, man, ek is met jou. Ek is met jou. Ek los jou nie alleen nie. En dis wonderlik om dit te weet. Onthou julle daai 2 voetspore wat wys in die sand, die ou wat gedroom het. En dan sien hy elke keer in sy lewe, as daar moeilikheid gekom het, sien hy net 1 ry voetspore. En toe bid hy, toe sê hy, Here, hoekom los jy my elke keer as ek in moeilikheid is? Toe sê die Here vir hom, die voetspore wat jy sien, as jy die moeilikheid is nie joune nie, is myne. Want dan dra ek jou. Ek is die eerste. Ek is die laaste. In jou lewe, glo dit. Glo dit. Vat dit in jou gees vanoggend. Jy sê dalk, ek het dit al hoeveel maal gesê, maar jy sit dalk met 'n hartseer wat niemand van weet nie. Net jy weet dit. En die nag, as jy daar lê op jou bed, dan rol die trane dalk oor jou wange. En jy sê, Here, Here, wat? Dan wil die Here vir jou vanoggend sê, moenie bang wees nie. Ek is hier. Ek dra jou. Ek is die laaste. Maar ek is nie die laaste net vir nou nie, want Paulus sê, as jy net vir hierdie lewe op Christus hoop, is jy die ellendigste vir alle mense. Ek is ook die laaste tot in ewigheid. Met ander woorde, weet jy wat? As ons eendag in die hemel kom, gaan hy nog die laaste wees. Hy gaan nog die laaste wees. Want hy is nog altyd voor ons. Want hy is en bly God. Ag mense, ek bid dat die Here deur sy gees in jou innerlike mens sal inspreek en vir jou sal sê, my kind, ek is die eerste en ek is die laaste. Ek was dood, maar ek lewe. Moenie bang wees nie. Kom ons bid saam. Ek wil vra, net waar jy sit, ek voel in my hart, daar's iemand wat die Here baie nodig het in jou lewe. En as jy daai persoon is, net daar waar jy sit, steek net jou hand op. Nie vir my nie, laat sak maar, die Here sien dit. Gaan nie vir my nie, laat sak maar weer, die Here sien dit, die Here sien dit, die Here sien dit, hy sien dit. Hy sien dit, oral gaan hande op, mense wat sê, ek het die Here nodig.
Luister, jou wat jou hand opgesteek het, ek sê vanmôre vir jou, God, die Here sê ek is die eerste en ek is die laaste. Hoor sy woord, hoor sy woord. Ontvang dit in jou gees, laat dit in jou gees ingaan, dat jy nooit weer daaraan sal twyfel nie. Wat hy sê, ek is die eerste en ek is die laaste. Is daar nog iemand voor ek bid? Voor ek bid. Die Here het elke hand gesien. As soveel mense, daar is nog 'n hand. Is daar nog iemand voor ek bid? Dit gaan nie oor my nie, laat sak, maar die Here sien dit. Die Here sien dit, die Here sien dit. Die Here sien dit. Die Here sien dit, laat sak maar weer. Die Here sien dit. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor hoeveel hande nou opgesteek is nie. Dit gaan oor jou en God. Jesus, wat voor jou kom en vir jou sê, ek lê my regterhand op jou, hou op om bang te wees. Kom ons bid. Is daar nog iemand voor ek bid? Halleluja. Daar agter, ja, ek sien dit. Daar's nog een, ek sien dit. Ja, ek nie, heilig die Here sien dit, dis wat belangrik is. Halleluja. Halleluja. Hemelse Vader, U het elke hand gesien wat opgaan. En dankie dierbare Here Jesus, soos wat U gespreek het in U woord, en wat U gesê het, hou op om bang te wees, want ek is die eerste en ek is die laaste, ek is die lewende. Dank ek U Here, dat U nou hierdie waarheid van U woord, dat hy dit deur die Heilige Gees krag in ons gees, in ons denke, in ons emosies, in ons hele menswees, dat U deur die Heilige Gees krag dit nou in ons in sal grafeer, dat U dit in ons harte sal neerskrywe, Here, Here, en dat ons sal besef dat U is werklik wat U sê U is, die eerste en die laaste. Ek is die begin en ek is die einde. En dankie Here, terwyl mense oor eindtye praat, dank ek U, dat ons hoef nie te kyk na eindtye nie. Ons kan kyk na Hom wat die einde is. Halleluja. U is die einde, U is die begin, maar U is ook die einde. Dankie Here, dat U ons help om altyd ons oog op U gevestig te hou. Want U is ons leidsman en U is die volëinder van ons geloof. Ek dank U daarvoor. Ek dank U wat U nou in mense se harte en lewens gedoen het. Ek eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen.